Goeiemôre vriende wat ingeskakel is by ons. Ons verwelkom julle ook by ons erediens en dis wonderlik om te weet dat waar ons hier in die kerkgebou is en daar waar julle sit en luister, is die Here altyd teenwoordig en hy ontmoet ons baie keer in sy woord. En dis wat ons ook nou gaan doen. Kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Ek lees uit die baie bekende Psalm 23. En kom ons oordink dit net vir 'n paar oomblikke. Kom ons luister daarna asof vir die eerste keer. Net die eerste 3 verse. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Amen. Broers en susters en kinders, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser, en onthou altyd dat hy genade en vrede bedien word aan jou op hierdie oomblik deur die werking van God se Gees. Kom ons staan op en dan aanbid ons die Here saam met die musiekbediening. Hoe groot is ons God.
hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. En almal sal sien hoe groot is ons God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Vader, baie dankie dat ons vanoggend net kan nadink oor u goedheid. Dankie dat ons kan weet dat dit is wie u is. 'n Goeie God.
Dankie dat ons daaroor kan sing. Dankie dat ons dit kan bely. En dankie dat ons vanoggend weer uit die woord daaroor kan nadink om juis deur U en U goedheid aangeraak te word. U goedheid bepaal eintlik ons hele lewe. Wanneer ons verstaan dat U 'n goeie God is, dan verander dit die manier waarop ons leef en die manier waarop ons dink oor onsself en hierdie lewe en ander mense. So my gebed is dat U ook in hierdie oggend deur die Heilige Gees ook hierdie baie bekende gedeelte weer sal gebruik om ons koppe oop te maak, ons denke nuut te maak, sodat ons in die volheid van U goedheid kan leef. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons teksgedeelte is uit Johannes hoofstuk 10 en ons lees saam vanaf vers 1 tot 18. Dit verseker ek julle, sê Jesus, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien, kom los hy die skape en hardloop hy weg en die wolf vang die skape en jaag die trop bymekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Ons lees net tot sover. Dit gebeur baie keer dat 'n mens iemand raakloop waarvan jy dan sê, maar dis nou regtig 'n goeie mens hierdie. Ek wonder of julle nou kan dink aan so iemand. Iemand van wie jy nou sal kan sê, dis regtig 'n goeie mens hierdie. Dink aan daai persoon en dan dink jy aan wat maak dit dat jy van daardie persoon sê, dis nou regtig 'n goeie mens. In hierdie gedeelte noem Jesus homself, hy openbaar homself, hy verduidelik wie hy is, deur te sê, ek is 'n goeie herder. En nou is dit daar natuurlik baie redes waarom mense sou kon sê, waarom Jesus 'n goeie herder is. Ek dink daar's 'n klomp redes wat ons kan opnoem op hierdie oomblik. Maar Jesus verduidelik dit in hierdie gedeelte op 'n baie spesifieke manier. En ek gaan 3 redes gee wat uit die gedeelte kom, wat vir ons wys dat Jesus 'n goeie herder is. En vanoggend gaan ek by 2 stil staan, en donderdag gaan ek met die kuier om die woord at Noord gaan ek na die 3de een kyk, so julle kan gerus donderdag ook daarna gaan kyk. Die eerste rede waarom Jesus 'n goeie herder is omdat hy nie in dit is
vir homself nie. Dit gaan nie vir hom as herder oor homself nie. Dit gaan oor die skape. Nou dis natuurlik maklik om dit te sê, maar die toets daarvoor kom wanneer daar gevaar is. In daardie tyd was dit nou wolwe en beere en leeu's. Hier in die Karoo weet ek nou is dit jakkalse en rooi katte en luiperds en soms ook die bobbejane. En wat die herder doen wanneer die gevaar bedreig, dan bepaal dit of dit 'n goeie herder is of nie. Die herder wat eintlik net in dit is vir homself, sal wanneer hy na die gevaar so kyk, hom doodskrik en homself red, weghardloop en die skape net so los. Maar die goeie herder sal hierdie skape verdedig en beskerm. Hy sal hulle wil red, selfs al is dit ten koste van homself. Dis baie insiggewend, vriende, om hierdie gedeelte te lees en te verstaan dat Jesus, wanneer hy hierdie gelykenis vertel, is hy in 'n baie gevaarlike situasie. Die afgelope paar hoofstukke al het Jesus doodsdreigemente ontvang. Die mense wat hier die eerste hoorders is van hierdie gelykenis is die Fariseërs, van wie ons lees dat hulle daarop uit is om Jesus uit te vang. Hulle probeer nie agterkom wat Jesus se boodskap is en probeer verstaan wat hy sê nie. Hulle luister met 'n kritiese ingesteldheid. Hulle wil Jesus uitvang. Hulle wil die lysie van bewyse nog langer maak sodat hulle hom kan aankla en hulle hom kan doodmaak. En dan sê Jesus in hierdie gedeelte, dit helder en duidelik, sodat hulle dit kan hoor, dat sy naderende dood nie 'n gevaarlike moontlikheid is nie, maar deel is van sy roeping. Nou hierdie is 'n baie belangrike ding om te verstaan. Jesus verstaan sy sterwe aan die kruis as deel van sy roeping. Dis wat sy Vader van hom verwag. En hy neem hierdie roeping op hom. Dit beteken net dat Jesus nie 'n slagoffer is van wrede mense wat hom verwerp en hom wil te nakom en van hierdie vals geestelikes en hierdie klomp leiers wat korrup is nie. Jesus is selfs nie eens 'n slagoffer van die bose nie. Jy weet, asof ons sou sê, ag arme Jesus, kyk net wat het die mense aan hom gedoen nie. Nee. Jesus is die hele tyd tot aan die einde van sy lewe in beheer van sy lewe. Hy sê dit ook hier. Vers 17 en 18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê. Ek lê my lewe af om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê. Dit is Jesus se keuse. Daarom is Jesus 'n goeie herder. Ons sien dit in die feit dat wanneer die gevaar dreig, dan beweeg hy na die gevaar toe. Gaan lees 'n bietjie die evangelies. Telke male wat ons die evangelies lees, dan sê Jesus, maar ons gaan nou na Jerusalem toe, en dan wil almal hom keer. Want hulle weet hoe gevaarlik Jerusalem is. Hulle weet dat dit is waar die mense hom gaan te nakom. En dan sê Jesus, maar dis die wil van my Vader. Rudy Tirion, wat hier in die musiekbediening is, sê dat in hulle familie is daar 'n sê ding. Nou, hulle kom daar uit die Noord-Kaap uit. Tirions of 'n Tirion skrik vorentoe. Normaalweg skrik ons weg, nee, ons wil weghardloop. So sê, dis 'n sê ding onder hulle, wanneer 'n Tirion skrik, dan moet hy na die gevaar toe beweeg, na die konflik toe beweeg. Dis hoe jy 'n Tirion van die ander onderskei. Hoe weet ons dat ons hier met 'n goeie herder te maak het? Hy skrik vorentoe, na die gevaar toe.
ter wille van die skape. Hy is bereid om die lot van die skape op hom te neem en hy is bereid om self te sterf. Vriende, dis eintlik wat ons Paasnaweek herdenk het. Ons het eintlik tydens Paasnaweek herdenk dat ons in lewensgevaar is. En hier praat ek nie van fisies nie. Ons is in lewensgevaar omdat ons die lewe, die oorspronklike lewe wat God vir ons bedoel het en wat Jesus vir ons kom gee het, dat ons dit kan mis. Ons is so verlore. En ons is so weerloos eintlik teen onsself, in ons eie natuur en die versoekinge van hierdie wêreld. Ons moet dit maar net erken, dis maar deel van ons lewe. Ons is so weerloos teen die bose wat ons die hele tyd versoek, dat hierdie goeie herder, dat Jesus moes sterf. Dis nie net 'n moontlikheid nie, dit het gebeur, dit moes gebeur, hy het dit gedoen uit eie keuse, en daarom weet ons dat hy 'n goeie herder is. Nie net toe hy op aarde was nie, tot nou toe, hy is nie in dit vir homself nie, hy is in dit ter wille van jou, en jou, en jou, en my. En ons is sy skape, hy is ons ter wille. Die tweede rede waarom hy 'n goeie herder is omdat hy vir ons so goed sorg dat ons optimaal kan lewe. Ons hoor dit in hierdie baie bekende tweede gedeelte van vers 10, waar hy sê, ek het gekom dat hulle, dis die skape en dis ook ons, die lewe kan hê en dit in oorvloed. Lewe in oorvloed. Een van die Engelse vertalings sê, a life in abundance. Dink gou daaroor, wat is die prentjie wat by jou opkom, wanneer jy hoor dat Jesus die lewe in oorvloed gee? Hoe lyk die lewe in oorvloed vir jou? Dis 'n baie interessante oefening om te doen. Waaraan dink ek eerste? Sommige mense dink dadelik aan materiële oorvloed. Ander dink weer aan fisiese beskerming. Ander mense dink weer aan dat die Here my moet gebruik op 'n oorvloedige manier, daar waar ek is. Of ons dink dadelik aan Psalm 23, dis hoekom ek dit gelees het. My kop het gegaan op Psalm 23. Die Here is my herder, hy laat my neerlê in groen weivelde. Lewe in oorvloed, dink ons, is hierdie groen weivelde, maar hoe lyk hierdie groen weivelde? As ek aan groen weivelde dink, dan dink ek aan aangeplante weiding, wat onder besproeiing is en wat knie of heuphoogte is, geil. En dat die herder dan nou hierdie skape neem na hierdie kamp toe waar hierdie aangeplante weiding is en dan vreet hulle knippeldik en val om. En die lekkerte daarvan is, hulle is in 'n kamp en hulle kan maar net as hulle wakker word weer verder vreet. Toe sien ek hierdie afgelope week 'n video wat ek ook op ons groepe gaan plaas en ook op YouTube en Facebook na die tyd, waarin 'n persoon in Israel staan met 'n groep mense en dan wys hy so na 'n kaal kliprandjie. En dan sê hy, wanneer Dawid praat van groen weivelde, dan is dit. En dan sê hy dadelik, die gebruik in Israel is dat bewerkbare grond nie gebruik word vir weiding nie. Daar is so min bewerkbare grond in Israel, wat maar woestyn en semi-woestyn is, dat grond wat bewerk kan word, gebruik word om iets anders te verbou, ander kossoorte te verbou. En dan wys hy weer na die kliprandjie en dan kom daar nou 'n klompie skaapwagters met skape en dan loop hulle so stadig oor daardie kliprandjie, dan sê hy, dit is die groen weivelde. Dan kyk ek so naby in die video of ek nou iets gemis het, want met die blote oog kan jy niks groen sien nie. Nou wonder nie of hulle nou klippe vreet of wat.
En dan sê hy, jy moet iets van die klimaat verstaan, vriende, en hierdie is verskriklik belangrik. Hy sê, daar val 'n klein bietjie reën elke jaar, klein bietjie. En dan is daar die Middellandse See aan die weste kant, en soms waai die briesie of die wind en tel dan die vog op oor die Middellandse See, en dan kondenseer daar die vogtige lug, daai klammigheid teen die klippe, en dit drup letterlik af, en dan is daar sulke grasprietjies wat rondom die klippe begin groei. En die herders ken die klimaat, hulle moet ook die klimaat ken. Hulle weet wanneer dit gereën het en wanneer daai gras begin groei het, en hulle weet wanneer die westewind gewaai het, en dan lei hulle die skape daarheen. En dan eet hulle hier 'n mond vol en hulle eet daar 'n mond vol. Totdat hulle aan die einde van die dag versadig is. Dit verander ons prentjie van groen weivelde totaal. Die herders vat hulle nie na 'n kamp met aangeplante weiding nie. Die herders weet wat hierdie skape nodig het, en dan neem hulle na 'n plek toe waar die grasies begin groei het, en die geheim is van die oorvloed, die versadiging is dat die skape die herders moet volg. Hier eet hulle 'n mond vol en daar eet hulle 'n mond vol. En oor 'n halfuur, daarvoor moet hulle die herder vertrou dat hy oor 'n halfuur vir hulle weer sal lei na nog 'n mond en nog 'n mond vol toe. Dit verander die prentjie wat ons het oor die lewe in oorvloed heeltemal, en ek dink dit strook met die res van die Bybel. Die optimale lewe wat hy vir ons wil gee, is in die oomblik. Die geestelike, emosionele en liggaamlike materiële versorging is in die oomblik, en in die volgende oomblik, en in die volgende oomblik. Want daar is by ons 'n groot misverstand. Ons dink dat die lewe in oorvloed lê in die weiding. Nee. Die lewe in oorvloed lê in die verhouding met die skaapwagter. Wat weet wat die skaap nodig het. Wat weet waar dit wat hulle nodig het gekry kan word. En wat die pad daarheen ken. En wat die skape dan lei daarheen, en ook in die volgende oomblik. Dit word bevestig deur hierdie gedeelte wanneer Jesus beskryf hoe werk hierdie verhouding, hoe lyk hierdie verhouding van lewe in oorvloed tussen die skape en die herder. En ek gaan nou 'n paar teksgedeeltes aanhaal, ook uit Johannes uit, nie almal uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het nie. Die herder kom praat met ons as sy skape en sê, jy is my eie, jy's myne. Vers 12. Ek ken jou. Vers 14. Selfs jou naam. Vers 3. Die verhouding wat jy met my het, is vir my die heel belangrikste. Vers 29. Soveel so, in hoofstuk 12 vers 29, dat hy jou eer. Hy roep jou en hy lei jou na die beste eet- en drinkplekke. In vers 3 en 4. En dan sê hy is bereid, ek is bereid om my lewe af te lê vir jou versorging en beskerming, vers 11. Ek sorg dat jy nooit verlore gaan nie. Vers 28. En ek hou jou so styf vas.
En hy sê dit 2 keer na mekaar, dat niks of niemand vir jou uit my hand sal ruk nie. Vers 28 en 29. Dink hieroor. Dis die lewe in oorvloed. Dis nie iets wat ek eenmalig ontvang soos 'n kraal waarin ek ingejaag word en nou gaan ek net lekker daar lê en vreet, my dik vreet nie. Die lewe in oorvloed is 'n lewe wat ek begin leef wanneer ek soos die skape my oorgee, elke oomblik oorgee aan die herder, aan die Here. Wanneer ek vir die volgende oomblik my volle vertroue in hom stel. Wanneer ek reageer op sy stem. Wanneer ek sy leiding volg. Vriende, en dan begin ek ontdek, soos wat die jare aangaan van volgeling wees van Jesus, dat hy 'n goeie herder is. Ek ontdek dat hy nie in dit is vir homself nie, maar vir ons. En ek ontdek dat hy vir ons die ware lewe, die lewe in oorvloed, in elke oomblik kom gee. Jesus is ons goeie herder. En ons het die voorreg om sy skape te wees. Amen. Terwyl die musiekbediening vorentoe kom, wil ek 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Kom ons dink 'n bietjie na oor wat het die Here vandag vir ons kom sê van homself. En ook van ons. En van die lewe saam met hom. Wat wil jy na aanleiding daarvan nou in 'n paar oomblikke van stilte sê? Goeie herder moet nooit ophou om ons op die naam te roep en ons te lei nie. Help ons om te ontdek deur die werking van u Gees dat u 'n goeie herder is. Dat soos ons in die lied gesing het, u vir ons is. En dat die lewe in oorvloed lê in die lewende verhouding met u. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan vir ons slotlied. Here's my heart.
Here's my heart, Lord. Speak what is true, 'cause I am found, I am yours, I am loved, I'm made pure, I have life, I can breathe, I am healed, I am free. 'Cause you are strong, you are sure, you are life, you endure, you are good, always true, you are light breaking through. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. You are more than enough. You are here. You are love. You are hope. You are grace. You're all I have. You're everything. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. Here's my life, Lord. You can have it all. Here's my life, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Speak what is true. Speak what is true. Vriende, dit is in hierdie oorgawe aan ons herder dat ons ervaar dat daar ook strome lewende water uit my lewe vloei na almal rondom my. Kom ons ontvang die seën van ons goeie herder en ons gaan leef daaruit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die vertroosting en die werking van God se Gees sal met elkeen van ons wees en bly oral waar ons gaan. Amen.